Goeiemôre, gegroet van huis tot huis. Ek hoop het gaan goed met elkeen van julle. Het ons nie lekker reën gehad die afgelope ruk nie? Ag, en onthou asseblief van ons eredienste Sondagoggende om 9. Jy en jou gesin is soos altyd baie welkom. Ons tema vanmôre is: maak vir die Here 'n pad gelyk. En ons skriflesing is uit Jesaja 40. So ek lees dit vir ons, Jesaja 40. Ek begin hier by vers 3. 'n stem roep, maak in die woestyn die pad vir die Here gereed. Maak in die Araba 'n groot pad vir ons God gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyk grond word en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. Dit uit die nuwe direkte vertaling. Paaie was en is nog altyd die bloedsomloopstelsel van beskawing. Dink aan die groot handelsroetes, die syroete, die speseryroete. Paaie is onontbeerlik vir kulturele kruisbestuiving, interaksie, die uitruil van middele, goedere, idees, vaardighede en natuurlik ook vir evangelisasie. Sonder paaie is ons leefstyl ondenkbaar. Op skool het ons as kinders altyd neergesien op die padmakers se kinders, want hulle het gekom en gegaan. Maar in werklikheid kan 'n mens jou hoed hoog lig vir hierdie mense. Ja, die padmakers van die verlede en van vandag kry nie altyd die erkenning wat hulle verdien nie. Dink aan die bergpasse in ons land. George, Sabie, die Boland, die Kaapse Skiereiland, die lineaalpad deur die Karoo. In die Bybelse tyd het paaie natuurlik net so 'n belangrike rol gespeel. Dit was byvoorbeeld op die paaie wat die Romeine aangelê het waarop Jesus en Paulus gereis het, met hulle boodskappe. Hulle, Jesus en Paulus, was immers kranige reisigers. Sonder paaie sou daar geen evangelie gewees het nie, geen kerk, geen Bybel, geen Christendom nie. Het jy al so daaroor gedink? Het die Nuwe Testament nie ontstaan na aanleiding van korrespondensie of briewe, wat per hand en per voet afgelewer is via hierdie roetes nie? En dis hierdie konsep, hierdie beeld wat Jesaja opneem in ons geleesde gedeelte, wanneer hy 'n platgeslaane volk, die ballinge probeer opbeer. Met hierdie woorde van hom, maak die pad vir die Here gelyk, want hy is aan die kom. Die bekende komponis George Friedrich Händel het aan hierdie orakel van Jesaja tydlose musikale dimensie verleen, met sy oratorium bekend as die Messias. Wie ken dit nou nie? Of ten minste dan nou uittreksels daaruit. Händel, 'n belangrike barokkomponis, komponeer hierdie werk gedurende 1741 en dit handel oor Jesus Christus as ons verlosser met al die belangrike episodes in Jesus se lewe, sy geboorte, lyding, sterwe en opstanding, maar dit begin met 'n messiaanse aanhaling uit Jesaja en dis ons teks, Jesaja 40. Händel maak gebruik van die King James version vir sy lirieke, vir hierdie oratorium. En ek wil hê jy moet net hierna luister. So, luister vir 'n oomblik hierna. Comfort ye
Comfort ye, my people. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for him. Dit gee mens hoendervleis, is dit nie? In ons teks staan daar, iemand roep. En ek wil hê jy met jouself dit visualiseer. Iemand wat roep. Maak die pad vir die Here gelyk. 'n pad deur die woestyn. Jesaja is eintlik die poëtiese resultaat van iemand wat wil koers aandui vir 'n volk wat op daardie stadium die pad buister geraak het. Mense, volke, regerings, leiers raak soms die pad buister, glo my. Is dit nie Cyril Ramaphosa se belydenis hierdie week voor die Zondo-kommissie nie? Jammer, ons het die pad buister geraak. Ja, die slaggate in ons paaie is 'n metafoor, 'n teken van dit wat fout geloop het die afgelope tyd. En hoekom lyk dit asof God van ons vergeet het? Dis Jesaja. Dis ook sy refleksie op sy mense en hulle omstandighede. Hoewel baie dinge verskil, is daar tog soveel ooreenkomste. Dieselfde vraag wat ons ook in ons dag vra. Hoe kan ons weer koers kry? Maar Jesaja is nie net 'n teologiese refleksie op alles wat in sy tyd fout geloop het nie. Dis nie net sosiale kritiek nie. Dit bevat ook 'n helder visie op wat God vir ons beplan. So maak 'n pad vir die Here. Jesaja antisipeer dus die koms van die Messias, ingrype deur God, die gestuurde van God. So maak gereed daarvoor. Maak die pad vir die Messias. In daardie jare het oorwinnaars altyd op die hoofroetes geparadeer om indruk te maak. Die Babyloniërs het byvoorbeeld die oorwonne Jode voor die strydwaans laat loop, party vasgebind terwyl hulle op strydwaans perde ry. Die Jode moes voor hulle massiewe beelde, onder andere die van Marduk, buig, erkenning gee aan die Babyloniërs, hulle gode. Hulle moes afstand doen van hulle God. Die Jode was hoofsaaklik gedeporteer om ook te help met die bou van hulle image, hulle infrastruktuur. Onder andere ook om die paaie waarlangs die oorwinnaars kon paradeer, om dit in stand te hou. En bevele is uitgeroep en prysliedere is aangehef vir daardie oorwinnaars. En dis binne hierdie konteks dat Jesaja sê, wag, luister mooi. Iemand roep. En wie is dit? Is dit die pryssangers van daardie veggeneraals van Nebukadneser of Nabonidus of Cyrus? Is dit die stemme van die slawe drywers op die paaie? Nee, luister mooi. Dit is 'n balling wat bevele uitroep. Maak die pad vir die Here gereed. Want hy is die finale oorwinnaar en bevryder. Jy weet, ek weet, wêreldleiers, wêreldmagte kom en gaan. Selfs die wat dink hulle is groter, beter, magtiger as ander. En dit is ook Jesaja se insig. Dit is sy boodskap, dit is sy visie. Hulle kom en gaan. Gaan kyk later in die teks praat hy daarvan dat hulle maar soos gras is. En dan sluit hy hierdie orakel van hom af met niks anders nie as Psalm 23. Hy was baie duidelik ook 'n kenner van die psalms. Die Here is aan die kom, sê hy.
Nie in 'n blink BMW met blou ligte en loeiende sirenes nie. Nee, hy kom as 'n herder. Hy kom as 'n herder aangestap op hierdie pad met sy volk. Sy volk wat hom soos 'n kudde volg. En kyk daar. Dit is die hulpeloses op wie almal so maklik neergesien het, selfs getrap het, en hy dra hulle in sy arms soos lammers. Dit is die visie waarmee Jesaja afsluit. So die boodskap, vir my en vir jou in ons tyd, maak die pad vir die Here reguit, vul die slaggate op, bou vir die Here brûe, moet nooit ophou om brûe te bou nie. Maar dis eintlik maar net metafore vir wat? Moet nooit moed opgee nie. Moet nooit ophou hoop nie. Jesaja sê vir my en vir jou, as julle soos die ballinge in julle eie land voel, ek ken dit, hou moed. En hou net aan om vir die Here die pad gelyk te maak, want hy is soos altyd aan die kom. En hy is soos altyd die finale oorwinnaar. En miskien sou hy byvoeg, hy is die goeie herder, en julle is sy lammers. Amen. Of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Exalted, shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted, and every mountain and hill made known, the crooked straight, and the rough places plain. The crooked straight, and the rough places plain. And the rough places plain. Every
mountain and hill made low. The crooked straight, the crooked straight, the crooked straight, and the rough places plain, and the rough places plain, and the rough places plain. The crooked straight, and the rough places plain.